Kom ons sluit ons oë. Vader Jahweh, dankie vir hierdie voorreg dat ons U kon prys nou, Vader. Dankie dat U U seun Yeshua gestuur. Yeshua, dankie dat U gegaan het en vir ons sondes kom gesterf het, sodat ons 'n weg kan teruggee na ons Vader se hart toe. Ruach, dankie dat U uitgestort is op die wat U wil ontvang en wat gedoop is en deur gewas is, wat weergebore is, en dankie vir die gawes. Abba, ek eer U vir die Ruach wat U in ons bly. Ons is die tempel van die Ruach, van die Heilige Gees, en Abba, ek bid dat U ons ook kom vul vandag, Vader, en ek bid vir elke boetie en sissa wat hier sit, wat gawes nodig het, Vader, om hulle roeping uit te lewe, nie vir hulle self nie, maar so die lig vir U kan skyn. Bid ek vandag, Abba, dat as dit U wil is, Vader, dat U ons sal kom vul met U Ruach. Dankie daarvoor, Vader, ons eer U. Mag U spreek nou, Vader, en U diensknegte luister. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Amen. Dankie julle. Ons is besig met hierdie 12 seuns. Ons is vandag al besig met die 6de seun van Jakob. En ek eer Abba vir dit. Vir die wat nie die ander nie, ek post dit heeltyd op Facebook en op YouTube, is die ander seuns, en ek eer Abba vir hierdie stukkie brood wat hy vir ons elke dag gee oor die seuns, en dis belangrik want dit verteenwoordig die bruid, en soos ons weet die borsplaat, en ons is nog steeds besig met die borsplaat van Yeshua, en hoe die bruid is, en presies hoe daai op die so mooi is van daai wat ek laasweek van gepraat het, van daai Psalm 133, waar Vader sê, as daar eenheid is, die plek waar Naftali was, waar daai eenheid is, waar dit so mooi is, soos die olie wat van die baard van Aaron afdrup, wat en die hoofpriester wat hierdie borsplaat gehad het, wat die bruid verteenwoordig, en daai olie, die salwing, as daar eenheid is van die hoofpriester, en die hoofpriester is Yeshua vandag, en hoe dit die salwing op die bruid, en is my so mooi, is daai eenheid wat ons kry, as ons daar eenheid is, daar sê Vader, daar gebied hy sy seun, daar sy seun is daar unity, en dis hoekom die vyand so teen unity is vandag, dis hoekom hy families opbreek, en bedieninge opbreek, want, ja, dit is net, hy weet dit, en hy doen dit, en hy gee hom glad nie die eer daarvoor nie, want hy is die vader van leens, volgens Johannes 8 vers 44, so hy leen, jou emosies is leens wat in jou kop plaas, daar skering moet kom, en oneenheid in die bediening. So ja, ek wil vandag aangaan, ons weet Jakob se naam is verander na Israel toe, en Israel, Jesegiel 37, wat praat van die twee huise wat wie geëen word eendag. So, ja, die naam verander na Israel, en vandag wil ek praat oor die 6de seun. Nou ons het al gepraat van Lea wat 'n kind gekry het, hoe sy 4 kinders gekry het, waar Juda die laaste enetjie was, wat sy actually oor bly was, Vader eer oor die 4de seun, en hoe Bila wat dan uit Bila uitkom, die byvrou wat met Reuben mee saam geslaap het, Bila, en hoe uit Bila uitkom kom Dan en Naftali, wat ons van laasweek van gepraat het, maar ons het nog nie gepraat oor die ander byvrou wat sy naam Zipla is nie. Zilpa, en die kind wat uit Zilpa uitkom, sy naam is Gad. Nou ek hou baie van Gad. Gad is die naam, die Afrikaans sê dit moeilik, maar dit is Gad. Ek praat van Gad, is altyd as ons die tabernakel toere het, onthou ek altyd as ons praat van hoe om die tabernakel elke stam gebly het, is altyd vir so maklik om te sê Reuben, Simeon en Gad, want die so langs die tabernakel is die Gad. En dan onthou ek die Gad daarso, onthou ek Gad. So is altyd vir my baie maklik om dit so te onthou. So Zilpa was die diensmeisie gewees van Lea. Sy was 'n diensmeisie gewees, en hulle was diensmeisies gewees in die huis. Daar's 2 diensmeisies gewees, Bila en Zilpa, en ja, so het hulle toegang gegee basies, soos Bila vir Jakob om in te gaan, ook om kinders te kry by. Ja, so ons het 'n paar weke gesien hoe die vyand die bruid aanval, as jy gekyk het na elke kind, en hoe elke kind ietsie gehad het, en hoe dit belangrik was oor die name wat uitgespreek is oor elke kind. Hoekom sê ek heeltyd die bruid van Yeshua wat aangeval is? Kom ons kyk, want Vader sê ons is die bruid. Hy sê in Jesaja 54 vers 5 sê hy, en dit is baie belangrik, want en ek het laasnaand met die toer was dit ook baie, ek het uitdruklik gesê, want Vader sê hy is jou maker, want jou maker is jou man. Die Here van die heerskare is sy naam. Die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal God van die hele aarde genoem word. Want soos 'n verlate vrou en 'n bedroefde van gees, het die Here jou geroep, en soos 'n vrou uit die jeugtyd as sy versmaad was, sê jou God,
vir 'n klein oomblik het ek jou verlaat, maar met groot ontferming sal ek jou vergader. In 'n uitstorting van troon het ek vir jou 'n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Here jou verlosser. Dis so mooi hierdie, want Vader sê, hy is ons man, Israel, hy is ons man, hy is jou maker en hy is jou man, maar hy verberg sy aangesig vir 'n tydperk, het hy dit verberg, en hoe kan ons vandag face to face, elpanien met Vader Jahwe wees? Dit is in gebed, as ons voor hom kom deur Yeshua, betree jy face to face, elpanien, dis daai toonbrode, daai lechem elpanien, daai brood wat jy kom eet in Vader Jahwe se teenwoordigheid. Maar hierso kom sê Jesaja dit voordat Yeshua gekom het, voordat die brood gekom het, want hy sê ek is die brood van die lewe. Kom sê Vader, maar ek het jou vir 'n tydjie het ek jou my verberg, my aangesig van jou verberg. Maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou. Vader sal jou nooit los nie, al voel dit baie keer vir jou in jou lewe, Vader jy voel hom nie, hy is nie daar in jou situasies nie. Hy sê, ek sal my nooit van jou af verberg vir altyd nie. In my ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou. Bruid van Jahwe, vrou van Vader Jahwe, hy sê dit hierso vir jou. So ons is die bruid en Vader teken heeltyd vir ons hierdie skadu's, hierdie prentjie. Dit is soos 'n inkeerboek wat hierdie prentjies is en 'n kind verstaan prentjies die maklikste. En soos hy ons Vader en ons is sy kinders en dis hoekom hy hierdie hele prentjie boek geskets het vir ons en Yeshua gestuur het om dit net vir ons te kom inkleer sodat ons die prentjies kan verstaan. So die twee huise van wat in Jesegiel 37, die huis van Israel en die huis van die Jode wat saam die bruid gaan vorm. En dit is belangrik, hierdie hele prentjie wat by mekaar gaan kom eendag weer. Wat Vader, wat alles gaan dan gaan ons alles verstaan. As alles weer as die hele prentjie mekaar kom, maar ons op hierdie stadium moet dit moet nog by mekaar kom. Die troue moet weer gebeur. Die troue gaan gebeur eendag. Die bruilof van die lam gaan weer eendag gebeur. Right, so kom ons begin en vra vir Ruach om ons te lei. In Genesis 30 vers 9 stop Lea om kinders te kry. Ek gaan vir ons lees. En toe Lea sien dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as 'n vrou. Onthou Silpa is Lea se sinne en Bila is Rachel se byvrou. En dit is my so snaaks hoe die vrouens heeltyd hulle hou op om kinders te kry, dan gaan soek hulle 'n ander uitweg. En daardeur byvoorbeeld by Bila is Dan gebore en Dan was nie dit het nie goed gegaan met Dan nie. Hulle is tot uit die koninkryk naam is uit die koninkryk van Vader Jahwe uitgeskrywe. So dit is moeilik as gevolg van dit wat vir Sara en Hagar met oor Isak. Dit is presies dieselfde. Heeltyd probeer hulle 'n plan maak. So Lea hou op kinders te kry na Juda wat sy vader eer en sy hou op kinders kry. En sy sê nee, Zilpa kom, jy moet nou verder kinders gee want obviously het sy nou gesien dat Rachel het by Bila aangegaan en Dan is gebore en toe sommige dit is dit heeltyd daai Naftali ook, verstaan? So hier is nou 'n derde vrou met die twee vrouens in die huis wat nou al kinders het. En twee wat nie kinders het nie. Rachel en Zilpa het nie kinders nie. Ek meen daai tyd was kinders vir jou rykdom gewees. Ek dink het hulle daar gesit en net hierdie maar ek wil ook kinders hê. Ek meen dit ding is moeilik gewees. En Zilpa sê so in vers 10 en Zilpa die slavin van Lea het vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Lea gelukkig. En sy het hom Gad genoem. Gelukkig. Sy is gelukkig. Sy naam Gad beteken, hoor gou hierso wat beteken Gad? 'n troep of 'n weermag ou. Dit is wat as jy Gad se betekenis vat, dan gaan nou 'n bietjie dieper in die Hebreë ingaan om dit, maar betekenis soos 'n troep. En ons gaan kyk die naam, onthou ek gesê die name is baie belangrik, hoe die kinders het actually van hulle het baie die naam is belangrik want hulle het daai karakters aangevat van 'n naam wat oor hulle uitgespreek is. So hy sê hy gelukkig en hy's 'n weermag ou. Soos 'n gelukkige weermag ou. As jy een van dag dit bymekaar sit. So kom ons gaan lees oor die seënwens wat pappa Jakob gee aan elke seun. En ons weet daar's baie seuns wat nie mooi
seënwense gekry het op die einde van die dag. Die vat vir Ruben, hy het die skok van sy lewe gekry en sy pa het geweet hy het saam met sy stiefma geslaap. Sy stiefbyvrou mamma. So dit was daar van die seuns het nie goeie woord uitgekry van hulle pa nie. Kom ons hoor dit sê Jakob wat sy naam Israel verander is oor Gad. Genesis 49 vers 19. Ek dink net hierdie kinders het as hulle daai boodskap gekry, sien hulle hulle pa sê soos in wat bedoel pa hierso? Hoor gou wat staan hierso. 'n Bende sal hom aanval, maar hy sal hulle aan die haksteen gryp. Ek meen as my pa vir my dit op die sterfbed moet sê. Soos in joh pa, wat probeer jy nou hierso sê? Hierdie is 'n weet 'n bende gaan my aanval, maar ek gaan jou in die haksteen gryp bende. Okay, so hierso spreek jy oor my, pappa, ek gaan heeltyd op die aanval wees, maar ek gaan hulle gryp. Hier het so met Dan gebeur, Gad gebeur. Kom ons kyk. Maar hy sê hierso wat een ding mooi is, hy gaan hulle gryp. So daar's ten minste is daar 'n wen vir hom, 'n oorwinning oor die vyande wat hy gaan gryp. So die vyand gaan hom nie heeltemal aan die hak soos die slang wat jou in die hakskeen gaan byt, soos wat vir die ander seuns uitgesit is nie. Daar gaan nie slang wees wat jy in die hakskeen gaan byt nie. Jy gaan die ouens in die hakskeen byt. Ja, so ja, kom ons kyk wat Gad gaan hulle nie los totdat hulle oorwin is nie. Want dit is daai van 'n hakskeen. Dis soos 'n leeu wat op die rug spring van 'n dier. Het jy al gesien as 'n leeu iemand 'n dier aanval, dan soos hy spring agter op hy. Ek het nou rond 'n video fliek gesien van nie video, dokumentêr gesien oor 'n buffel, 'n leeu wat 'n buffel aanval. Hoe die leeu op daai buffel spring, maar daai leeu los nie. Tot nadat die mannetjie op daai ding. En hy los hom nie totdat hulle daai buffel plat trek. En dit is presies dieselfde van Gad. As jy nie in die hakskeen gryp, dit is nie sommer as jy die prentjie verstaan agter dit is nie sommer van iemand op 'n hakskeen gryp nie. Jy gaan moet vashou, want daai bene gaan so. En dit is basies so, dis daai oorwinning is daarso vir jou Gad, maar dit gaan nie maklik wees nie. Gad was baie soos Naftali. Sy's die ander boetie van Bilha. Naftali, onthou julle, ek het laasweek gepraat van Naftali, hulle was daai rekkies, daai vinnige voete. Daai ouens wat soos bokkes wat gaan spring, is daai hind, daai botsbok wat smag na waterstrome, daai hind, maar hulle was daai vinnige voete, daai goeie vegters gewees, gaan help al die boeties, maar onthou julle, die swakpunt van Naftali was wat gewees? Hulle het te vinnig gehardloop. Hulle het te vinnig vooruit gehardloop. Hulle het voor Vader Jahwe uitgegaan en hulle het nie geluister nie. Hulle het die mense in die ander stede gevat en vir hulle army gevat en hulle bymekaar gesit om meer krag en mag te kry. Dit was hulle swakpunt gewees. En wat's Gad se swakpunt? Ons gaan nou lees daaroor. Maar hulle was hierdie rakkies gewees, as jy so kan sê. Maar die verskil tussen die twee is dat Naftali geveg het om die goeie nuus te vat. En Gad was daarmee geveg. Hulle moes heeltyd hulle paal soos iemand wat cricket speel, hulle wickets, hulle paaltjies keer. So Naftali het nie die goeie nuus gevat, maar Gad moes heeltyd veg. Dit is wat hulle moes veg. Maar hulle het ook 'n skepingsdoel gehad. 1 Kronieke 12 vers 8 beskryf die karakter van Gad. Ook van die Gadaniete het hulle afgeskei na Dawid, na die bergvesting in die woestyn. Dapper manne, krygsmanne in die oorlog, toegerus met skild en spies, en hulle gesigte was leeugesigte, en hulle was vinnig soos gemsbokke op die berge. Dis hoe Gad was. So hulle was hierdie leeu, vreesagtige sterk heerser, maar hulle was ook vinnige voete soos Naftali. Dus ek sê hulle is baie soos Naftali gewees. Gesigte van leeu's. Hulle was goed gewapen, hulle was vinnig soos gemsbokke. En Moses het hulle ook gesien. Hoor wat sê Moses wat hy uitspreek oor die stam Gad in Deuteronomium 33 vers 22. Sê Moses, en van Gad het hy gesê, geseënd is hy wat vir Gad ruimte maak. Hy gaan lê soos 'n leeuin en verskeer die arm, ja, die hoofskedel. En hy het vir hom 'n eerstelings aandeel uitgekies, want daar was die deel van 'n veldheer bewaar. En hy het gekom na die hoofde van die volk. Hy het die geregtigheid van die Here uitgevoer
en sy verordeninge met Israel. Daar's die einde van Gad. Dis nie soos Naftali wat hierdie half bietjie die kompromie einde gehad het nie. Gad het uitgevoer wat Vader Jahwe vir hulle gesê het. Hulle het geleef, hulle roeping uitgeleef, hoekom hulle geplaas is op die aarde, het hulle uitgeleef. Dis well done. So net tussen Jakob en Moses profesie oor Gad gaan dit soos volg, as ek alles bymekaar sit. Gad, as dit is in twee profesie, Papa Jakob, Moses. Gad, jy gaan aangeval word, maar Abba gaan jou toerus met wapens om te veg. Hy gaan jou so sterk maak soos 'n leeu wat gaan lê en wag vir die vyand. As vyand gaan kom, gaan jy so vinnig wees soos 'n gemsbok en veg. Dis die twee profesie oor Gad. En Jahwe sal jou laat wen as jy net bly glo. Word hier nie die prent geskep van die bruid wat gaan moet bly veg nie, daai geestelike oorvoering? Is daar nie 'n prentjie wat ons kan leer uit die bruid daardeur van gaan veg? Gaan jy kompromie sluit of gaan jy doen wat jy moet doen? Daar gaan 'n geveg wees. Abba sê vandag vir jou boetie en sissa, bly veg. Bly veg. Hoop op Jahwe. Hy het 'n belofte vir ons as die bruid, en dis amazing. Ons het 'n belofte. Ons het 'n eindstemming. Ons weet, na hierdie geveg gaan ons eendag 1000 jaar vrede hê en ons gaan in die koninkryk ingaan. Dis ons belofte. Dit is ons eindpunt. Imagine jouself as ons geveg het en jy weet jy gaan net doodgaan en dis klaar. Maar ons weet daar's 'n einde vir ons eendag. En dit is 'n inspirasie vir ons om te veg voor. Om te veg vir Vader Jahwe. Hulle het 'n wapenrusting gehad om te veg. En net so het ons vandag as die bruid 'n wapenrusting om te veg. Ons het hom. Hier is hy. Hier is hy. Hy gee vir ons al die tools om te veg mee. Om te weerstaan. Want as jy hom weerstaan, dan sal jy hom oorwin. Maar jy moet weet hoe die vyand is. Jy moet 'n gatekeeper hê, jy moet 'n watchman hê, jy moet kan sien, daar kom die vyand aan. Jy moet hom kan identifiseer. Dit help nie, jy trek jou gordel vas, maar jy vergeet die swaard nie. Of sit jy jou helmet aan nie, dit help nie. Jy moet weet wat se wapen jy moet veg voor. Jy moet die woord ken. Het jy wysheid nodig, het jy onderskeiding nodig, het jy krag nodig, het jy 'n wapen nodig, het jy 2 snydende swaard nodig, het jy oë nodig, het jy voete nodig, of het jy hande nodig, of het jy mond nodig. Dis hoe jy moet veg, want God het Vader het hom geseën met hierdie, jy gaan so lief wees soos 'n gemsbok wees, hy het klaar al die tools wat hy nodig het om sy roeping uit te lewe. Gaan ons soos 'n leeu wees? Ja, ons ken die leeu van Juda. Hoe amazing is dit? Om nie net te lyk soos 'n leeu nie, jy het die leeu van Juda saam met jou. Efesiërs 6 vers 13 sê, trek die volle wapenrusting van Jahwe aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hier word erken, want jy moet staande kan bly teen die liste van die duiwel. Dis hoekom jy moet hom aantrek. Jy moet hom nie aantrek om hierso te kan rondloop en sê, ek ken die swaard nie. Hier is die swaard, hier lê die swaard sommer langs my bedkassie elke dag. Nou is ek reg. Nee, jy gaan net sleg deurkom teen die vyand. As jy 'n swaard trek, moet jy 'n swaard ken, jy moet weet om te veg met 'n swaard. Dit help nie, jy probeer net met jou mond veg nie, jou swaard moet al wees. As jy vir 'n vyand die buitekant in oorlog gaan, jy wil sê, hoor hierso, stop nou jou nonsens. Dit gaan nie vir jou goed uitdraai nie, as daai ou gun vir jou. Nee, jy moet ook 'n gun hê, jy moet terugfight. Nie so, hier is jou vyand, hier is die vyand, hy gaan kom vir jou. Hy ken ook die woord. Jy gaan die woord moet ken om hom te veg. Want wat het hy gedoen met Joshua? Hy het hom met woord aangeval. Hy het gesê, ja, maar ek sal vir jou alles hier gee. Joshua sê, nee, daar staan geskrywe, want hy lieg vir jou. Dis wat hy doen. Vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die booste geeste in die lig. Dis ons geveg as bruid. Ja, hy is menslik ook, vleeslik ook, maar dit is teen die owerstes daar buitekant.
Die wêreldheersers van die duisternis. Besef julle hoe diep is hierdie wêreldheersers van die duisternis? Ek wil nie weet hoe lyk dit daar in die geestelike riem nie. Ek dink jy gaan jouself simpel skrik as jy sien hoe dit actually lyk daarso. En ons wil net so sê, nee, ja, ek is reg. Kom, bring dit vyand. Ons moet pas op. Wapenrusting moet reg wees. En nie net 'n ou wapenrusting wat al vol gate geslat is nie, 'n hernieude wapenrusting. Hy sê trek hom aan elke dag daai wapenrusting. Jy help nie jy het 'n ou skild wat al vol gepanser is met gate nie. Nee, jy moet hom staan met daai wapenrusting, 'n nuwe skild. Daarom neem die volle wapenrusting van God op sodat jy weerstand kan bied. Hier is dit weer, weerstand, Joshua weerstand met woord, die swaard. En dag van onheil, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Staan vas, die woord. Staan vas, moenie een voet hierdie kant toe, een voet hierdie kant toe nie. Dit gaan nie goed uitdraai vir jou nie. Want hy gaan jou so laat sleg voel as jy in die wêreld is, jy gaan vir hom soos 'n pap slapchip lyk. Bly boer Afrikaans. Staan vas, julle lende, met wat? Die waarheid omgord. Die waarheid. Omgord jou met die waarheid. Dawid het gehardloop na Goliat toe. Hy het nie geloop soos in tralala, ek gaan jou veg Goliat, ag, jy moet net nog 'n bietjie staan, ek's op pad na jou toe nie. Nee, Dawid het gehardloop. Sy gordel was vas gewees. Die waarheid. Imagine as Dawid nou gehardloop en sy gordel was nie vas nie. Het jy al sien as jy nie belt aan het nie, jy val in 'n pootjie jouself. Jy moet gegord wees met die waarheid. Vas in jou. As jy daai belt vasmaak in die oggende, gord jou met die waarheid van Vader Jahwe. Omgord jou, dit is belangrik. Dit is so mooi hierdie, dit is kom daai tsitsie so mooi is. As jy omgord jou met daai, as jy daai tsitsie dra, dis daai blou covenant wat jy met jouself, Vader sê in Deuteronomium Numeri sê, jy moet jouself cover met dit. En die tsitsie verteenwoordig die woord van Vader Jahwe. Omgord jou met dit. Ja. So, nou ons almal ken die gedeelte. Ons gaan nog in diepte daarin gaan. Want elke keer kom leer ons meer en meer oor die wapenrusting. Maar ons kan nie vandag te veel op uitbrei nie. Maar as iets wat uitstaan vir die bruid, jy moet staande bly. Nie van trek aan die wapenrusting dat jy kan wen nie. Nie net wapenrusting aantrek en jy gaan wen nie. Sodat jy kan staande bly. Dis belangrik om staande te kan bly. Ons moet die wapenrusting aantrek sodat ons weerstand kan bied teen die vyand en kan staan teen die vyand. Om reguit op jou plek met Joshua se bloed, die hom agter jou is. Roeg, nou gaan ons, nou is ons reg. Ons is daai leeu so skat was. Totdat alles volbring is, moet ons staande bly. So daar's 'n belofte vir ons dat daar oorwinning gewees het. Ek het dit nou vir ons gesê. Elke dag as ons die kruis optel en vir Joshua volg, is daar vir ons oorwinning. Jy tel jou kruis op, daar's 'n werk wat jy moet doen, dis moeilik, jy moet jouself deny, die Engels het so mooi deny, jy moet iets neer lê en jou kruis optel en veg vir Joshua. Jesaja 50 vers 7 sê maar die Here help my. Daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen. Die Engels sê 'n flint. Ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Ons gesigte in die geveg moet wees soos 'n flint. Maar hoor gou wat sê 'n flint? Wat beteken 'n flint? Die Hebreë betekenis vir 'n flint is galamish. En beteken 'n skerp klip waar water loop. Hoekom sê Jesaja voor die geveg jou gesig moet wees soos 'n flint? 'n Skerp klip wat wees soos water. Is nie dat Abba ons gaan hierdie boldness gee, die Engels sê dit baie mooi, hierdie boldness gee om soos 'n harde klip
sterk te staan in die oorlog. Wat sê Esegiel, toe Vader Jahwe vir hom sê, Esegiel, ek gaan jou hoof vir jou verhard. Dat jy kan gaan, die mense gaan nie luister nie, hulle gaan rebelleer, maar gaan, anders die bloed op jou hande. Hy verhoof sy Esegiel, hy verhard Esegiel se gesig. En dis wat Jesaja sê van, jou gesig moet soos 'n flint wees. Skerp en hard. Want hulle gaan oorlog maak, hulle gaan jou haat die wêreld, dit is 'n feit. Maar ook, wat sê lewende water? Daar moet lewende water ook uit jou loop. Dit help nie, jy is so 'n kliphard soos 'n klip en jy's harde ou rekkie wat hierdie harde vegter is, maar daar's niks liefde in jou nie. Daar's niks lewende water wat jou uitloop nie. Gebeur dit? Ja. Baie ou mense, maar baie ou geharde manne is hier buitekant wat hard in die oorlog geveg het. Wat hierdie harde ouens is, maar daar's niks liefde in hulle nie. Hulle sê die harde mense, hulle kan nie vir hulle kind sê ek's lief vir jou nie. Jy kan nie vir jou kind 'n drukkie gee nie, want dit is ek's 'n harde mens. So jy moet jou gesig, Jesaja sê, jou gesig moet hard wees, maar daar moet mooi lewende water uit jou uitvloei. Nog steeds. As jy daai stuk van Jesaja vat. Dis 'n oorlogsding daai. So toe in die land van die beloofde land ingegaan het met Joshua, want hierdie is vir my 'n mooi voorbeeld. Want Joshua wat staan voor die beloofde land, en hulle vat die proes, hulle wil net voor die verbondsark deur hierdie Jordaan gaan, die laaste water wat voor hulle is. Nou hulle is in die woestyn in, hulle is uit die beloofde, hulle is uit die Egipte uit, in die woestyn in, deur 'n wonderwerk, die water gaan oop. Okay? Wonderwerk nommer 1. Daar gaan hulle vir 40 jaar in die woestyn, hulle word geslyp. Hulle word gevorm. En dan weer 'n wonderwerk voordat hulle in die belofte ingaan. Is nie vandag ons lewe nie. Wonderwerk wat jy gered is uit Egipte uit een dag. Jy's gewas, jy's gedoop. Dit is die 1 Korintiërs 10 sê hulle is deur die doop van die Rooi See daai dag. En dan is daai laaste wonderwerk waar covenant, die verbondsark, die Ark of Covenant, Vader se verbond kom en hy raak water en hy word gesplit en jy gaan jou belofte in. Dit is covenant. Dit is vir my so mooi. Woestyntydperk deur, covenant maak oop dat jy in jou belofte ingaan. Maar was dit net 'n land van melk en honing? Nee, daar was oorlog ook gewees. En soos dit in ons beloofde land ook, daar is altyd oorlog, maar daar is melk en honing, prys Abba daarvoor. Ons moet net weet hoe om te vra daarvoor. Vader het dit vir ons. Hy sê, kies lewe, kies dood, kies blessing, voordat hulle na die beloofde land instaan, Deuteronomium 28. Kies seën, kies keuses. Kies. Jy moet kies. Dis jou keuse. Wat hy, Abba so amazing, ek gee vir jou keuse. Bly soos die ander seuns hierdie kant van Jordaan, nie in die beloofde nie, doop setelaar of nie. Maar waar, ons sal nou gaan kyk waar gat gestop het. Waar het hulle gebly? Want jy soms so sê, sulke heerhou, sulke rekkies, sulke ouens wat vir Abba werk, moet mos nou in die beloofde land wees. Nee, hulle was nie. Hulle was nie. Ek gaan nou die kaart opsit. Right. So, dis was so mooi toe Joshua daar staan en hy sê, hulle het die 12 klippies opgetel deur die Jordaan en hulle het die naam wat die naam verteenwoordig vir die hoofpriester se borsplaat en al die goedjies gedoen. En toe hulle daar so verstaan en Vader sê, en ek gaan vir ons Deuteronomium 7 lees. En dit is so mooi hoe die oorwinning vir die bruid, net soos daar vir Jakob se seuns ook oorwinning is, en dit is hoor gegee die Deuteronomium 7, as die Here jou God jou inbring in die land, en dis vir ons vandag, as jy kies om in te gaan, as jy kies soos 'n gat te wees om in te gaan veg, as die Here jou God jou inbring, in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hetitiete, Garasiete, Amorite, Kanaaniete, Farisiete, Hewiete en Jebusiete. As dit Abba se wil is, wil ek graag begin met hulle ook. Ek wil elke enetjie gaan behandel. Hierdie is jou vyand. Dis jou vyande, dit is die reuse, dit is jou giants in jou lewe. En ek gaan elkeen, as dit Vader se wil is, gaan ons dit begin doen as ons slaas met 12 seuns. Dan gaan ons begin kyk, maar jy, hoekom? Wat is jou Gerasiet? Wat is jou Hetitiet? Wat is jou Amoriet? Wat het hulle gedoen? Wat was hulle karakters gewees?
Dit is as Abba se wil is ons bedoen. Maar jy besien, 7 nasies meer en magtiger as jy. Hier sê dit reguit. En die Here jou God hulle aan jou oorgee dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Het hulle dit gedoen? Van die seuns het, maar die ander het nie. En dit was Naftali se probleem gewees. Jy mag geen verbond met hulle maak nie en hulle nie genadig wees nie. Hierdie was moeilik gewees. Want jy moet hulle banvloek. Banvloek beteken jy moet almal gaan doodmaak. Alles. Dis moeilik gewees. Maar Vader sê julle moet doen. Voordat hulle ingaan, sê dit vir hulle. Hy sê jy mag ook nie met julle verswaar nie. Jy mag geen dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem met jou seun nie. Wat het Juda gedoen? Dis wat Juda gedoen het. Wat het Samson gedoen? Presies. Wat het hulle gebruik, die Amoriete, die mooi meisies, om Balak en Bileam om hulle te verlei? Want hulle was nie so aangetrek soos die covenant dogters nie. Hulle was bietjie soos vandag se dogtertjies hier buitekant gewees. Dis die probleem. Dis daai stop. Moenie gaan met hulle gaan meng nie. Moenie daai saad met hulle meng nie. Moenie dit gaan nie oor jy mag nie met 'n China trou nie. Maar dit gaan daaroor byvoorbeeld, dit gaan daaroor hulle het ander kulture, hulle het ander gelowe. Dit gaan nie die woord sê jy moet saamgejuk wees in 'n huwelik. As jy met 'n ander geloof vrou trou, dan gaan dit vir jou baie moeilik wees om hier te sit vandag. Baie. Dis waarskuwing. Ja, as dit gebeur het, daar's genade. En Abba sal 'n pad maak, 'n weg maak vir jou, maar hy kom waarsku. Dis so mooi van sy woord. Is nie 'n swaar las nie. Hy kom sê vir jou hierso, lees dit my manual, my instruksieboek. Dan sal jy dit lekker hê in die wêreld eendag. Dis soos 'n televisie, as jy televisie koop, daai boekie wat jy kry. Moenie met jou televisie bad nie, want jy gaan geskok word. Dis 'n ding. Dit is hierso sit. Hier is jou instruksieboekie. Jou wit boekie wat jy kry. Dag as jy jou hart vir die Here gegee het. Vers 4. Want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en hulle troon van die Here teen jou ontvlam en hy vir jou gou verdwaal. Wat het met Salomo gebeur? Hierso is wat met Salomo gebeur het. Moenie vir hy sê Salomo het nie Deuteronomium 7 geken nie. Hy het hom goed geken. Maar julle moet met hulle so doen. Hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en vir hulle gesneede beelde met vuur verbrand. Hier bring ons dit vandag sommer in ons huise in. Want jy het 'n volk heilig, wie so sê Vader Jahwe. Hy sê ons moet daai boomstamme afkap, Aseratpale. Ons moet daai afgode moet jy wegvat, jy moet hulle altare verwoes. Wat doen ons vandag? Ons buig voor hom sommer as ons persentjies voor hom neersit op Kersfees. 'n pagan dag. Hier sê Vader Jahwe sê in vers 6, hoor gou wat hy sê vir Israel. Want jy is 'n volk heilig aan jou God. Jy het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. You're a chosen generation. 'n volk gekies. Maar wat sê Vader, wat sê die woord? Baie sal geroep wees, min sal gekies word. Die Here, vers 7, die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies. Nie omdat julle meer was as die ander volke nie, is nou daai ding. Hoekom het Vader gekies? Nie omdat julle meer was nie, maar hierso sê hy, want julle was die geringste van al die volke. Maar omdat die Here julle lief het en die eed gehou het wat hy aan julle vaders gesweer het. Hoor hoe amazing, Abba draai nooit terug in sy woord wat hy sê nie. Wat het hy vir Abraham gesê? Dit. Het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte verlos. Jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou. Vir die wat hom lief het, hoor gij hierso, julle. Ek gaan vir ons weer lees. Jy moet weet dat die Here jou God
Jahwe is en die getroue Jahwe wat die verbond van die goedertierendheid hou, hy hou daai goedertierendheid, hy hou die verbond, hy verander nie vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Hier's dit. Abba bly getrou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in duisende geslagte. Maar aan die wat hom haat, met ander woorde, as jy nie sy gebooie onderhou nie, kom sê die woord hier vir jou, jy haat hom. Die wat hom haat, aan elkeen persoonlik vergeld hy dit, en hom te vernietig, hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal hy dit vergelde. Houd aan die gebod, en die insettinge, en die verordeninge, hier is baie belangrik, mag mense hoor, nie staan nie net, hou die 10 gebooie en geniet jou lewe en dan is jy gered nie. Nee, hy sê so, hou die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel, nou ons praat nou van duisende geslagte, om dit te volbring. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Here jou God vir jou die verbond en die goedertierendheid hou wat hy jou vaders besweer het. Jou belofte, jou ewige lewe, jou huis, jou koninkrykshuis, jou mansion wat Yeshua gaan bou vir jou, gaan jy dan kry eendag. Dis wat Vader sê hierso. En hy sal jou lief hê en jou seën en jou vermenigvuldig en hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, die koring en jou mos en jou olie, die aandeel van jou beeste en die aandeel van die kleinvee in die land wat jy jou vader se eed beloof het om gee. Boetie en sussie, as jy in 'n moeilike tyd sit in jou lewe, as jy sit met die finansiële probleme en goeders, lees hierdie vir die vyand. Begin hierdie lees. Want Vader gee hierso 'n verbond. 'n Verbond om te sê, as jy dit doen, dan sal hy dit doen. Dis tyd dat ons begin om soos Yeshua woord die wapenrusting aan te trek en vir die vyand te lees, maar die staan geskrywe. Met Vader se wil dit wel. Maar dit help nie, jy is nog daar in Egipte, of jy is dalk in die woestyn nog steeds heeltyd, en jy wil hierdie aanleef nie. Nee, jy moet soos 'n Joshua opstaan en sê, as for me and my house, we will serve you, Lord. Choose whom you will serve, sê hy. En dan, in die beloofde land, yes, vyand, hierso is my versekering. Hier's my insurance, wat Vader Jahwe vir my gee. Maar nie, ons moet tydkeer in die woestyn wees, en tydkeer nog in die Egipte wees. Ons moet begin vertrou ons is in die beloofde land van melk en honing. Vader het dit vir ons. Dis net gehoorsaamheid aan sy woord, sy insettinge, sy verordeninge, die beld van die wapenrusting, die gordel van waarheid. Jy moet die woord ken soos ek nou gesê het. Want die vyand, as jy die waarheid nie ken nie, gaan hy jou potjie. Jy gaan tweede kom. Of gaan jy soos Dawid sê, jou onbesnedene Filistyn, ek kom in Yahushua se naam, kom ek, en ek veg hom. Die waarheid sal jou vrymaak. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. En wat weet ons sonde is? Wetteloosheid. Die woord sê dit vir ons. Hoor gou wat sê Numeri 32 vers 1. En die kinders van Reuben en die kinders van Gad. Okay, so hierso word nou 2 persone bymekaar gesit wat wêrelde uitmekaar het is. Reuben was hierdie ouens van verwerping, is hierdie sleepvoet ouens. Die woord sê Reuben, julle gaan die profesie wat hulle pa vir hulle uitspreek sê julle gaan soos water wees. Soos golwe. Reuben was altyd die laaste ouens gewees wat geveg het aan die agterkant. Hulle was as gevolg van die verwerping wat Lea gehad het, want sy is nie Jakob se gunsteling nie, het dit oorgegaan na die seun toe. Hy is nie die beste nie. Hy gaan slaap saam met sy ma, stiefma, en hy word Jakob, hy is nie goeie seunmens oor hom nie. Hy loop met daai verwerping vir soveel jare tot sy pa op sy sterfbed sê, hoorie, sommer jy het saam met my geslaap. As gevolg van dit verloor hy sy eerstgebore reg en hy verloor die krag. Juda kry die krag, Josef kry die eerstgebore reg. Okay? So Reuben word nou hierso saam met Gad gesit. Hoor, waar bly hulle? Liefie, is daar 'n kaart, my skat? Kyk bietjie gou op die kaart, waar het Reuben en Gad gebly? Nou vir julle wys daarso. Nou gaan ons nou hierdie stuk verder lees oor Numeri. Kyk daarso. Nou,
Jordaan is daai middellyn. Kyk, as die see van Galilea as jy aftrek tot by die dooie see. Links is die beloofde land Kanaan. Regs Gad en Reuben aan hierdie kant van Jordaan. Hulle het nie in die beloofde land. Sien daar is ons berg Nebo tussen Benjamin en Reuben, berg Nebo. Dis waar Moses sy laaste woorde uitgespreek het. Dis waar hulle geset het. So Gad word saam met Benjamin aan hierdie kant gesit. Dis sommer so dink Gad moet nou daai kant wees. Nee, maar hoor gou hierso. En die kinders van Reuben, dankie liefie. En die kinders van Gad het baie vee gehad. 'n groot menigte. En toe die land van Jaser en die land van Gilead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was. So met ander woorde, dit was hier's nou 'n mooi plek en dis waar Reuben geset het. Hulle het ook vee gehad, nou voor die beloofde land. Kom wys die vyand nou vir hulle klaar hierdie mooi groen weivelde. Hierdie ideale plekkie waar jy nou jou lewe kan geniet, Reuben en Gad. Wat doen ons? En dan daar's nou okay nou, daar's beloofde land, daarso is maak 'n heuning, maar daarso is jy gaan veg. Daar's reuse. Daar's groot ouens wat 10 keer sterker as jy is. Die woord sê dit self. Okay? Wat doen baie mense? Ag nee, dis mos nou makliker hierso waar nou in die wêreld wat nou lekker is. Hoekom moet ek nou my hart, hoekom moet ek nou die woord volg en kies om elke dag te shema en vir baie dinge nee sê en sulke goeders. Hoekom moet ek nou, jy weet, as jy nou eers jou hart en jy volg nou werklik waar en jy stap die pad, dan kom die vyand vir jou mos nou, dan gee jy pak slaaf, ja. Hy probeer jy mos nou aanval want jy's mos nou daarso. Ja, kom ons bly hierdie kant wat nou lekker is. Ons net glo, ons net so nou dan 10 gebooie onderhou. Ons is sharp. En dis waar Reuben was. Hierdie kant van die vee, maar Gad ook, hoor gou hierso. Maar hoor wat Gad gedoen het. Daarom het die kinders van Gad en die kinders van Reuben gekom en met Moses en die priester Eliezer en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesê: Atarot en Dibon en Jasher en Nimara en Hesbon en Eleale en Saban en Nebo en Gibeon, is baie mense. Die land wat die Here voor die vergadering van Israel uitverower het, is 'n land vir vee. En die dienaars het vee. Verder gesê, as ons genade in die oë gevind het, laat hierdie land aan die dienaars as 'n besitting gegee word. Bring ons nie oor die Jordaan nie. So hulle kom praat met Moses. En ek dink Moses sê, hey, wat het ek vir julle gesê? Wat het ek vir julle gesê? Wat wil julle nou hierdie kant doen? Julle gaan dan saam met Joshua, hoekom gaan julle nie oor nie? Maar Moses sê, die kinders van Gad en die kinders van Reuben geantwoord: sal julle broers oorlog toe trek en wil julle hier bly? Hoe kan jy laat jou maatjie gaan oorlog doen en jy wil nou net sit en jou veekos gee? Hoe gebeur dit baie keer vandag? Hey, Boeta en Sissa, ag ek gaan vir jou bid. Ek sal sterkte met jou journey. Ai toggie as iets met jou gebeur. Jy's alleenig daar buitekant. Maar ek sal vir jou bid. Gebeur nie nou dieselfde ding nie? Hoe baie keer gebeur dit vandag? Waar is die Joshua en die Caleb wat saam met jou in hierdie beloofde land stap? Waar is daai broer en daai suster aan jou sy? Waar is daai wat jou arms oplig as daar oorlog is? Nee. Ons is vir jou daar. Sterkte. En dis wat gebeur vandag. Dis dieselfde hierso. Hy vra, Moses vra maar hoekom? Hoe gaan julle nou laat jou broers alleen gaan veg teen daai reëse? In vers 7. Waarom tog wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkeurig maak om deur te trek in die land wat die Here aan hulle gegee het? Jesus se ding. Gad kom vra vir Moses: kan ons asseblief hierdie land kry? Ons hou van dit, dis mooi vir ons. Moses vra vir my vraag: het hulle gesettel soos Reuben hierdie kant? Of wat het hulle gaan doen? As jy die geskiedenis gaan lees, wat hulle gedoen het. Gad het gegaan en het saam met elke broer gaan veg. Hulle het seker gemaak elke broer kry sy stukkie land. Hulle het hulle vee gelos, vrou, kinders, bly daar, pas sy vee op. Ons gaan deur die Jordaan, ons gaan seker maak dat almal hulle ding gedoen het. Gad het gegaan en hulle het seker gemaak dat hulle roeping uitgeleef word. Hoekom Vader hulle gekies het, julle gaan veg. Nou hulle is die vegters in die rekkies. Wat help 'n rekkie in die groen veldjies?
Jy weet mos nou, jy's geprofesie oor die uitgespreek, jou pa het gesê, jy's soos 'n leeu en jy's soos 'n gemsbok, jy het voete, jy het swaarde, jy het hande, jy het alles wat reg is om te veg, maar ek gaan sit by die wat se naam, by die ander kant van die Jordaan, waar die nice plekkie, waar die groen velde is. Of het hulle gegaan, en dis wat hulle gedoen het. Gad het gegaan in elke land, gaan help veg, het sy boetie, die plekkies kry. Nou, die ding is, wat het gebeur op die einde van Gad? Hoekom het hulle teruggegaan? Hulle het aan daai kant teruggegaan na hulle land toe. En weet julle wat? Dat Gad het hulle hele lewe lank geveg. Hulle het gaan veg aan binnekant en hulle het teruggekom en hulle land gaan settle voor die Jordaan. En as jy gaan kyk waar Gad gebly het, was hulle die gatekeepers vir Israel. Die mense moes deur Gad gekom het, die vyand, hierdie snaakse Amorite en Malekite en het al die mense, né? Baie van hulle moes deur Gad gekom het om toegang te kon kry tot by Jerusalem. Hulle was die gatekeepers vir Jerusalem. Gad het hulle hele lewe lank geveg en bly veg. Al was hulle nie in die beloofde land gewees nie. Dis vir so 'n mooi prentjie daai. Hulle het hulle roeping gaan uitlewe en het hulle nog steeds aangehou met hulle roeping. En baie keer gaan ons as mense en ons voel, maar nou het ek genoeg gedoen, nou verdien ek bietjie my erfporsie. Nou verdien ek ook bietjie om net bietjie te kan rus. Ek het mos nou goed gedoen vir die koninkryk. Gad het aanhou veg. Ek kry hulle so jammer. Maar as jy jouself, jy gaan settle en jy doen alles, hier kom jy, o Gad daar. Ek moet nog steeds veg. En dis die ding. Die vyand aan die hakskeen gebyt en hy het vasgehou byt. Hy het heeltyd gebyt. Maar hy het oorwin. En so is ons oorwinning, Boeta en Sissa, ek is nie hier om vir jou goedvoel preek te gee nie. Die geveg is reël. En jy gaan bly veg. Totdat Joshua jou kom haal. En dan gaan jy in jou beloofde. Dan gaan jy nog 'n geveg hê saam met hom. Dan gaan daar nog 'n geveg wees. Dit gaan die geveg wees van die eindtyd. En dan gaan jy jou 1000 jaar vrede kry, bruid van Jahweh, en dan gaan jy in jou huis wees wat hy vir jou gee. Daar waar die leeu en die lam gaan saam bly, daar gaan nie meer 'n traan wees, sê Vader Jahweh nie. Daar gaan vrede wees. Maar ek wil vir jou vandag sê, die geveg is reël. Jy gaan veg. So begin nou al, as jy belangstel om jou roeping uit te lewe, dat Joshua nie vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Of aan baie is daar vir jou, min is vir jou gegee, maar baie het jy gedoen. Dit gaan oor die 5 talente. Wat het met die persoon gebeur wat die 1 talent begrawe het? Dit het nie goed gegaan nie. Gaan jy soos 'n Reuben wees, en dan nog steeds buite, nog steeds daar sal settle, in die mooi plekkie, net so diskant die beloofde land, net so diskant die geveg, net so diskant covenant, net so diskant al die goedjies, en sê, maar ek is ook deel van hulle, ek wil nog steeds deel wees van hulle, ek is nog steeds deel van die bruid, maar ek is aan hierdie kant, of gaan jy veg? Vader het vir Joshua gesê, Joshua, be strong and courageous. Die Hebreë sê, Arak, Shazak, Amas. Be strong and courageous. Vader het vir Joshua gesê, Joshua, jy sal okay wees net lief vir mense, geniet jou lewe nie. Hy het hom gesê, jy moet sterk wees. Jy moet courageous wees. Jy moet nie 'n lafaard wees nie. Dis courageous. Psalm 119 vers 71 sê, Dawid sê dit, en nou Dawid het geweet van moeilike tye, maar hy het vasgehou aan Vader Jahweh. Deur sy sondes en alles, hy het sy loon betaal. Hy was ook mens gewees, en so is ons ook mens. Die vyand gaan jou kataza in die beloofde land wat jy is. Hy ken jou swakpunte, maar dis hoekom Joshua gesterf het, jy vergewe kan word. Hoor sê Psalm 119, dis goed vir my
dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Dis goed dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Mag Abba ons boerenasie so genadig wees, dat ons nie begin verdruk word in hierdie land, sodat ons sy insettinge kan leer nie. Mag Abba ons genadig wees. 1 Petrus 5 vers 8 sê, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Nie werk bietjie nie, werk al julle bekommernisse op hom. Dan sê hierso, vir die dronkaards, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, hy koppie, hy is nie die leeu nie. Daar's 'n leeu en sy naam is Joshua, die leeu van Juda. Hy is soos 'n leeu en soek wie hy kan verslind. Dis hoekom hy sê wees nugter en waaksaam, want hy gaan jou verslind as jy dronk is. Hy gaan. Jy gaan oor die lyn trap, daar gaan sonde uit jou dronkenskap kom. En jy gaan nie die koninkryk beerwe nie, sê Vader Jahwe. Vers 9, hom moet julle teestaan. Standvastig, weer eens, hoor ek hierso, standvastig in die geloof. Omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Selfde lyding. Wees standvastig. Bou jou fondasie op 'n rots. Nie daar in die woestyn nie. Dit gaan nie help as jy jou huisie bou daar in die woestyn in sand nie. Bou dit in die beloofde land op die rots wat Joshua is en hy sal saam met jou wees, bruid van Vader Jahwe. Ons is die tempel van Vader Jahwe vandag. En Gad was die gatekeeper gewees. En ek eer Abba, vandag is ons is Vader Jahwe se Ruach HaKodesh, sy Heilige Gees, ons gatekeeper van hierdie tempel. Om te keer dat die vyand nie kan inkom nie. Die gatekeeper Ruach gaan vir jou sê, Boeta en Sissa, pas op, daar kom die vyand. Hy gaan jou waarsku. Gaan jy sy stem volg? Want as jy gaan lees, in Genesis al, praat daarso, sonde lê en loer vir jou. Hy loer vir jou. Hy wag net vir daai skreefie wat daai deurtjie gaan oopgaan. En hy gaan in jou stad inkom, en jy gaan jou stad verwoes, dan gaan jy weer moet stad was. Moet vee bietjie, suurdeeg uithaal, uitvee. Luister vir jou gatekeeper, sy naam is Ruach HaKodesh. Trek aan die wapenrusting, 'n hernieude wapenrusting aan elke dag. En wees strong en courageous, soos Joshua was, en kies om Vader Jahwe te shema. Want die stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis, van nie daai eeu nie, hierdie eeu. En teen die booste geeste in die lig. Daai tyd was daar so verskillende gode gewees. Daar was Baal, Estorah, Molek, daar's nog ander tipe afgode gewees. Wat hulle aangeval het. En as jy kyk na elke eienskap van daai afgode wat daar was, is dit pagan feeste, aborsies, rebellie, gays, die verandering van Jahwe se gebooie ensovoorts. So pas op dat jy te besig is by jou groen veldjies, want jy gaan ingesluk word met daai goeters. Hulle gaan vir jou kom. So ja, Boeta en Sissa, mag ons so bold wees soos Gad, mag ons daai leeu gesig hê, mag as die vyand vir jou kyk, mag hy daai leeu van Juda in jou sien, en mag jy daai vinnige voete soos 'n gemsbok wees, gegord met die wapenrusting van Vader Jahwe,
en die goeie geveg hou. Amen. Kom ons sluit af. Ons almagtige Vader, Abba, dankie vir dat U ons kom leer, Abba. Ruach, dankie dat U is ons gatekeeper. Vergewe vir ons, Abba, vir die keer dat ons nie luister nie. Wanneer U kom en U waarsku ons, Vader, U sê, my kind, maar kyk, hier kom die vyand. Kyk, hier kom hy vir jou, hierso bring hy alweer daai ding op jou pad, en Abba, vergewe ons, Vader, as ons kompromie sluit met die wêreld. As ons net so 'n bietjie vinnig weer terughardloop daar na Egipte toe, of as ons net vinnig gou weer oor kan die Jordaan hardloop, daar waar die groen weiervelde is, die groen grasies vir die vee is. Vergewe ons daarvoor, Abba, waar ons ons skuld neerlê en nie verder wil veg nie. Want dit is baie keer moeilik, Abba, en U weet, U sê daarvoor sal die wêreld jou haat, my kind. Maar Yeshua hier kom sê, alles wat jy verloor, my kind, op aarde, sal ek vir jou teruggee in die koninkryk. Dis wat U sê vir ons. En ons hou vas aan die belofte. Abba, ek bid vandag, Vader, dat U ons daai krag sal gee, Vader. Nie ons eie krag nie, maar die krag wat ons ontvang deur die bloed van Yeshua. U sê dieselfde krag wat vir Yeshua uit die dood uit opgewek het, is in ons. Boeta en sissa, die vyand kan baie keer vir jou lieg. En laat jy kan glo jy's nie sterk nie. Hy kan jou daai verwerping gee soos 'n Reuben. Hy kan jou dalk daai hart gee om dalk so skuldgevoel te hê soos 'n Juda wat wil gaan met 'n kompromie sluit met die wêreld daar buitekant. Die Kanaaniete. Hy kan jou dalk daai onvergewensgesindheid gee soos wat Levi en permanent Simeon gehad het. Om nie die regterwang te draai nie. Of Vader Jahwe, is jou keuse of jy dan sê, of soos 'n gat wil aanvaar. En sê maar Vader, ek sal so 'n leeu wees. Met vinnige voete. Gee my net die wapenrusting elke dag. Ek sal gaan, Vader, waar U my stuur. Want U saam met my. Want waar U die wêreld, die sal jou haat, Boeta en Sissa, maar Vader sal saam met jou wees. Hy sal jou nooit, hy sê, I will never leave you, I will never forsake you. Hy sal nie. Sy beloftes is vir jou vas, Boeta en Sissa. Daar is vir jou melk en honing. Gaan face jou giant. Gaan vat daai reus aan. En sê in die naam van Yahushua. In die naam van Vader Jahwe en Ruach HaKodesh, kom ek na jou toe, jou onbesnede Filistyn, en ek sê nou vir jou gaan. Daai giant in jou lewe. Vader sê hy sal hom wegvat. Jy moenie kompromie sluit verder nie. Moenie gaan en daai dinge aanvaar, want daar waar 'n demoon uitgejaag word, kom hy 7 keer terug. Hy gaan haal van sy maatjies en hy bring hom terug. Weerstaan die vyand, leer jou woord, leer die swaard, sodat jy hom kan weerstaan deur die bloed van Yeshua. Dankie Vader Jahwe vir die autoriteit wat U vir ons gee. Abba, ek bid vandag Vader vir die gawes van die Ruach HaKodesh, dat U ons sal seën daarmee, Vader, wat ons nodig het vir hierdie goeie geveg. En dankie vir die belofte, Vader, wat ons aan vashou, dat U gaan die seun Yeshua eendag stuur om ons te kom haal. En ons gaan hom ontmoet. En ons gaan saam met hom wees en ons gaan as die vrou aan die bruilofstafel sit. En hierdie ete weer saam met U, daai brood eet, daai lechem elpanin, daai feesbreed weer saam met U eet in U teenwoordigheid, in U aangesig. Ons kan nie wag daarvoor nie. Abba, ons sien so uit. Yeshua, dankie dat U hierdie tafel gaan voorberei. Dankie dat U besig is om tafel voor te berei, ons huis voor te berei. U is besig om vir ons mansions voor te berei. Ons belofte en ons eer U daarvoor. Dankie dat daar belofte vir ons is, Abba. Ons kies die beloftes, ons kies die blessings. Vergewe ons vir die keer dat ons die keuses kies. En was ons skoon deur die bloed van Yeshua. U sê in Psalm 51 dat U sal ons reinig met die hyssop, die bloed van Yeshua. En ons sal skoon was, so wit soos sneeu. Dankie daarvoor, Vader, dat ons kan vergewe word en ons kan skoon wees vir U, Vader. Abba, ek bid dat U hierdie dag sal verder seën, Abba, en mag U geseënd wees, Abba, hierdie dag, hierdie ewige teken wat U sê in Eksodus 31 vers 13, dat die ewige teken wat ons vandag dra, hierdie ring wat ons dra vandag as die bruid, om hier by mekaar te wees op U Shabbat. Dankie daarvoor, Vader Jahwe, dat ons hier kan wees. En so gaan ons eendag weer, die wat die teken dra, sê tot in die tye, U sê in Openbaring dat tot in die tye waar daar so gaan trial and tribulation wees, sal die wat die merk dra van Vader Jahwe, die ring dra, sal U beskerm. Moet ons so daarvoor bid ek dat Abba Vader jou sal beskerm in die tyd, waar jy ook al is, waar jy ook gaan, mag Abba met jou wees.
Dankie daarvoor Vader dat U vir ons hierdie seën gee. Ons ontvang dit nou deur die bloed van Yeshua en die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Ontvang ons nou die seën wat U vir ons het. Moet ons dis ontvang dit nou wat Vader Jahwe vir jou het. Deur Yeshua is jy deel van hierdie beloftes wat Abba gegee het van die begin af. Ontvang dit nou. Ja, Vregecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Viguneka. Yesa Adonai Panavlecha Viasemlecha Shalom. Vader Jahwe sê hy sal jou beskerm. Hy sal jou seën. Hy sal jou bewaar. Hy sal vir jou die wapenrusting gee. Vra hom net daarvoor. Ken hom net. Moenie te vinnig hardloop nie. Moenie te vinnige voete hê soos Naftali nie. Wag op Vader, wag op jou herder. Wag op jou shepherd. En leer sy stem ken. Wees stil wanneer die Vader sê jy moet stil bly. Want hy sê sal vir die regte woorde gee in jou mond wanneer jy moet praat. Wanneer jy moet gaan. Mag jy soos 'n menorah wees. Vader Jahwe sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn na buitekant soos 'n menorah. Gevul met die woord van Vader Jahwe. Genoeg olie om te skyn. Vader sal sy aangesig oor jou verhef. Abbas kyk vir jou elke dag, Boeta en Sissa. Hy kyk vir jou soos hy daai dag gekyk het toe sy seun Yeshua gekruisig is. En Vader Jahwe sê vandag vir jou, hy sal jou seën met hierdie shalom vrede, ontvang hierdie vrede. Hierdie dubbel porsie wat hy vir jou het vandag van vrede. Mag jy vol met hierdie joy en mag hierdie 'n huis van vreugde vir jou wees. Mag jou huis waar jy gaan vir jou vreugde wees. Koning en priester van jou huis, vaders van die huis. Mag Abba jou seën met hierdie koningskap, hierdie priesterskap. Moeders van die huis, mag Vader julle krag gee om julle mans te ondersteun en die gesin te ondersteun. Kinders, mag Vader Jahwe vir julle gehoorsaamheid gee, soos die woord julle leer. Dankie Vader Jahwe, ons eer U en ons ontvang dit nou in Yeshua HaMashiach se naam, deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen. Amen. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.